As jy jou Bybel by jou het, kan jy hom vir my oopmaak, daar is in die boek van Lukas. Die boek van Lukas in die 24ste hoofstuk. Lukas in die 24ste hoofstuk, Lukas 24. Matteus, Markus, Lukas hoofstuk 24. Nou vandag herdenk ons die opstanding van Jesus. En ek weet nie of wie van julle het vanoggend se boodskap geluister nie, maar ek wil vir jou sê, as jy nie het, moet jy dit gaan luister. Want ek het vanmôre basies gepraat van wat as die opstanding nie die waarheid was nie, wat as die opstanding alleen was. En kom ek gaan vir julle sê, ons hele geloof is gefondeer in die krag van die opstanding. En die woord van die Here sê vir ons, Jesus Christus is verklaar as die Seun van God deur die opstanding. En ek en jy weet, ons dien 'n lewende God, maar Jesus lewe. And he's coming back. Amen. Maar ek wil ons gaan daarso saam lees in Lukas hoofstuk 24, daar vanaf vers 13, en ons gaan daai hele gedeelte lees tot en met vers 49. Dit is 'n lang gedeelte, maar wees maar geduldig en ons lees hom saam. En ek wil vanaand bietjie met ons gesels oor hierdie gedagte, wanneer ons Jesus nie raak sien nie. Wanneer ons Jesus nie raak sien nie. En kom ons lees daarso van vers 13. Dit was nou na die opstanding wat hierso plaasgevind het. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat met mekaar en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet nie van die dinge wat in hierdie dae daar gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag, met dit alles die 3de dag van dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was, en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook in 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en het net so gevind soos die vrou ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle na by die dorp waarin hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit, en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat, en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug, en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, hoe hy aan hulle bekend geword het tot by die breking van die brood, en terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde, en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword, en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontstel, en waarom kom daar twyfel in julle hart op?
kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle vir hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe is in die wet en Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. 2 mans is op pad na Emmaus. En Jesus vergesel hulle. En die woord sê vir ons dat hy nie herkenbaar was vir hulle nie. Hulle het hom nie herken nie. En dis waaroor ek vanaand wil praat, wanneer ons Jesus nie raak sien nie. Want dit gebeur baie maal in ons lewe ook, dat ons Jesus nie raak sien nie. Hy is in jou midde, maar jy sien hom nie raak nie. Maar die woord sê vir ons dat hy nie herkenbaar was nie, maar ons kry ook hierdie idee vanuit hierdie gedeelte dat Jesus eintlik 'n rol daarmee te doen gehad. Hy het eintlik 'n rol daarmee gespeel. Hy het eintlik iets daarmee te doen. Hy het hulle weerhou om dit raak te sien. En hy doelbewus sy identiteit vir hulle verberg. En waarom het hy dit gedoen? Jy sien, want Jesus moes hulle eers voorberei, voordat hy homself aan hulle kon openbaar en bekend gemaak het. Want hulle het 'n totale wanverstaan van Jesus gehad. En ons kan ook aflei uit hierdie gedeelte uit. Hierdie mans het nie regtig verstaan wat Jesus se doel was. Waarom hy gekruisig is, waarom hy begrawe is, waarom hy opgestaan het. Hulle het nie regtig sy bediening verstaan nie. Hulle het nie regtig verstaan, alhoewel hy telke male gepraat het van dat hy sou sterwe en dat hy weer uit die dood sou opstaan en wat hy moes doen. Vir die mans was dit nog 'n bietjie half misteries geweest. Dit was so half 'n bietjie verskuil. Hulle het nie regtig verstaan, want hulle het vir iets anders te gesoek. Hulle het eintlik 'n ander idee gehad van Jesus. En ons sien in hierdie gedeelte dat hulle het dit wat hulle vir hom sê van Jesus. Want hulle vra vir hom, soos van, hoe weet jy nie van hierdie dinge nie? Maar in die meantime was hulle die ouens wat eintlik 'n verkeerde idee gehad het van alles. En soos het hulle nou geloop het, vra Jesus vir hulle, hoorie, wat bespreek julle? Waar praat julle? Want ek sien julle is nou ernstig 'n gesprek hierso. En uit verbasing, uit self Jesus, waar kom jy vandaan? As ek nou my eie woorde kan gebruik, onder watter klip het jy nou uitgeklim? Hoe kan jy sê, jy weet nie van die dinge wat in Jerusalem gebeur het? Dis, ek meen, dit is die grootste ding wat gebeur het in Jerusalem daai naweek. Hoe kan jy sê, jy weet nie van dit nie? Is jy die enigste persoon wat nie weet van hierdie dinge nie? Want almal weet hiervan. Almal is bewus hiervan. Hier is 'n groot ding, dat Jesus gekruisig was. Dit was openbaar geweest. Dit was hoofnuus in Jerusalem. Ek meen, Jesus is langs 'n openbare pad gekruisig. Ek meen, almal het dit gesien. Dit was huge. En hulle hanteer Jesus asof hy die een is wat onkundig is. En hulle het hom begin basies ondervra. Hoekom is jy so onkundig? Waar kom jy vandaan? Waar was jy gewees? Maar Jesus antwoord hulle, is julle so onverstandig. En hy begin hulle te vertel, en hy begin aan hulle te verduidelik, dat hulle eintlik 'n totaal wanpersepsie het, van die doel van sy lewe. Nou, hulle het hom nog nie herken nie, maar, want in hierdie gedeelte kan ons sien, dat hierdie manne, hulle mentaliteit van Jesus, was wat die groter meerderheid van die volk gehad het. Insluitende Judas, onder andere, wat ek al hierdie naweek al baie oor gepraat het. Hulle het
want as ons sien in daai gedeelte, hulle verduidelik vir Jesus dat ons het gehoop en gedink, dit is hy wat ons sou verlos. Nou daai verlossing waarvan hulle praat, is nie van hulle sonde nie, is van die Romeinse owerheid. Hulle het 'n politieke leier verwag. Hulle het iemand verwag wat gaan kom as 'n koning. Hulle het hom, dis ook toe hom in die stad, toe Jesus in die stad aangekom het met die palmtakke, hom verwelkom as die koning van die Jode, want hulle het gedink, hy gaan hulle verlos van die onderdrukking van die Romeine. Hy gaan nou opstaan as 'n leier en hulle in rebellie lei teenoor hierdie Romeinse regering wat hulle so onderdruk. Maar nou, dit is een van die redes hoekom Judas Jesus ook verraai het, want ewe skielik kom Jesus en hy sê vir hulle almal, nee, jy moet jou vyande lief hê en jy moet hulle onderdanig wees en jy moet al hierdie dinge, en hier word hy gekruisig. En hulle is totaal en al, ek weet nie om in Afrikaans te sê nie, hulle is eintlik, in Engels sê hulle flabbergasted, ek weet nie wat sê dit in Afrikaans, hulle is eintlik stom geslaan, hulle is eintlik, ja, hulle is regtig net de mekaar, hulle weet nie wat gaan nou aan. Ons is nou regtig waar bietjie confused hierso. Clueless, ja. En hulle is baie oorweldig, eintlik oorweldig, dis eintlik die regte woord, oorweldig, deur al hierdie dinge. En so het hierdie manne se hoop ook by die deur uitgewaai. Hulle hoop is uit mekaar uitgeruk toe Jesus gekruisig is. Want toe hy gesterf het aan die kruis, ons kan dit aflei in wat hulle gesê het. Hulle hoop wat hulle gehad het, is by die deur uit. En hulle sê, dis nou al die 3de dag, en nog niks het gebeur nie. Ja, daar het nie 'n aardbewing nou hier gebeur, en weerligstrale, en tornado's, en bomme wat afgaan, en ewe skielik 'n legioen engele wat kom, wat Jesus gesê het, en hierdie Romeine so hier bietjie by mekaar maak, en niks van hierdie goed het gebeur nie. Jy sien ook wat ook 'n rol speel, wat hulle ook onder andere vir hom sê, is, dis nou al vandag, wat hulle sê, dis nou al vandag, dis nou al die 3de dag. Die 3de dag het vir die Jode 'n baie groot betekenis, want hulle het geglo, dat as iemand gesterf het, binne 3 dae sou hy nog kon terugkom uit die dood uit. Maar nog niks het gebeur nie, en dit is al amper aand, en met son onder is dit nou al die 4de dag. So hierdie manne was totaal en al onnigter, as ek dit nou so kan sê. Hulle was baie hartseer, want hulle kon nie die vroue glo wat hulle vertel het nie. Die vroue, wat Maria Magdalena en almal wat by die graf was, en sê die graf is leeg en hy het opgestaan, hier kan ons aflei, hulle het hulle nie geglo nie. Hulle gesê, hulle het ons ontstel, hulle was hartseer oor wat hulle gesê het, hoe durf hulle so 'n storie kom vertel, en ons nog verder ontstel? Wat gaan aan met hierdie vroumense? Is hulle nie lekker nie? Ek sê mens, ek gebruik my eie parafrase hierso. Maar op die einde van die dag, hier stap Jesus saam met hulle, en hy doen 'n paar dinge, en 'n klomp goed het hier afgespeel. En ek wil eintlik bietjie gaan kyk, wat kan ons leer oor hierdie ondervinding, oor hierdie gebeurtenis wat hier gebeur het? Wat kan ons leer hieruit? Wat van toepassing kan wees op ons lewe vandag? En daar so in Lukas, hoofstuk 24, in daai selfde gedeelte, vers 25, 26, 27, sê hy die volgende. En hoor wat hy sê, want nadat hulle nou vir hom verduidelik het van Jesus, dat hy nou, hulle hoop is nou weg, hulle het verwag, hy gaan hulle verlos. En die eerste ding wat Jesus vir hulle sê is, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie. En kyk wat doen hy. Hy het van die begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. So hy het basies van Genesis tot en met Maleagi. Onthou, daai was die Nuwe Testament nog nie geskryf nie. Dit was nog besig om te gebeur. Van Genesis tot Maleagi het hy vir hulle al die messiaanse profesieë uitgehaal. Nou, daar is honderde messiaanse profesieë in die Bybel. Byvoorbeeld, Jesaja 53,
waar hy praat van hoe Jesus gekruisig is, die lam wat ter slagting is, wat hy uit sy mond nie oopgemaak nie, hy is terwille van ons oortredinge deurboor, al daai gedeelte wat in detail die kruisiging beskryf het, onder andere Psalm 22, wat Jesus se woorde aan die kruis was, my God, waarom het U my verlaat? Onder andere Psalm, as ek so vinnig kan dink, 88, as hy, en al die psalms, daar waar hy praat, waar hy in die put is, waar hy neergaan, waar almal hom verlaat het, hy praat van 'n daar so in die boek, ek dink is in Amos, wat hy die profesie gee, van waar hy gebore is, hy sou gebore geword het in Bethlehem, hy sou gebore geword in Jesaja, uit 'n maagd uit, en al die dinge, hy haal vir hulle al die messiaanse profeseë. Nou net om vir julle gou net 'n illustrasie te gee. Hierdie messiaanse profeseë, en daar's honderde van hulle, was geskryf oor 'n tydperk van 1500 jaar. En van die profeseë was geskryf omtrent 650 voor Christus, soos Jesaja se profeseë. 600 jaar voor die, dis ouer as Suid-Afrika. Jan van Riebeeck het hier met die ry gekry en die Titanic aangekom in 1652. Dis nou ander dag. Ons praat van profete wat geprofeteer het. Imagine yourself, Jan van Riebeeck kom profeteer vir jou alles in detail. Dag, datum, plek, gebeure, alles. En hy gee vir jou net een, hy gee vir jou honderde profeseë presies van hoe dit gaan wees vandag. En wat vandag gaan gebeur. En dat dit deur een man vervul sou word. Wat's die kans dat al die honderde profeseë deur een man vervul sal word? Kan ek gou vir jou net 'n illustrasie gee? Net om 5 van die profeseë vervul te kry deur een persoon, is jou kans 1 uit 100 biljoen uit. Net om 5 van die profeseë te vervul deur een persoon. Die kans dat, hoor mooi, dat net 5 van die profeseë wat oor honderde jare geskryf is, oor 'n spesifieke dag, 'n spesifieke persoon, 'n spesifieke tyd, dat een persoon daai goed sou vervul, net 5 van die profeseë, is maklik 1 uit 100 biljoen uit. Eintlik nog meer, nog groter eintlik. Jesus het letterlik honderde, elke een van die profeseë vervul. En die Bybel het dit geprofeteer. Die Bybel is God se woord. Amen. Wat's die kans dat slegs 5 profeseë vervul word deur een man? En daar's honderde. En dis almal woord vir woord vervul. Die fynste detail. Die fynste detail. Selfs, as jy gelees in die boek van Sagaria, byvoorbeeld, ek sit en dink aan 'n ding, selfs die manier hoe Jesus verraai was, deur 'n man wat hom sou verraai het vir 30 sikkel silwer, en dan sou daai silwer teruggegooi geword het in die huis van die Here, hoor die detail, en hy sou dit teruggegooi vir die pottebakker. En wat het Judas gedoen? Judas het hom verraai vir 30 stukke silwer, kyk die detail, hy het die geld teruggevat na die owerpriesters toe, na die tempel toe, hulle wou dit nie teruggooi in die skatkis nie, en hulle die grond van die pottebakker gekoop met daai geld. Dis dit byvoorbeeld 3 stellings van 'n profesie. En daar was honderde sulke profesie. Hier, onder andere Sagaria profeteer dat die Messias Jerusalem sou inkom op die vel van 'n donkie. En dan sal die volk vir hom sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Wat gebeur toe Jesus Jerusalem ingegaan het op die Palmsondag? Die volk skree, Hosanna, geseënd is jy wat kom in die naam van die Here. Hulle lê palmtak op, hy lê op die vel van 'n donkie. Hy ry op die vel van 'n donkie. Presies so. Daar's honderde sulke profeseë. Van Moses af. Dis wat die wet en profete beteken. Die wet was 'n vooruitsiening op 'n Messias. Die wet was ons stigmeester na Christus toe. En die profete het geprofeteer
van 'n Messias wat sou kom. En Jesus is die vervulling van die wet en profete. Weet jy, as ons teruggaan na selfs die verbond van God wat hy gesluit met Abraham, selfs, ek sê ons van Genesis af tot kom ons gaan julle voorgee, Genesis 3, reg in die begin van die Bybel, Genesis 3 vers 15, waar hy praat van, waar die Here met die slang praat en hy sê vir hom, dat ek sal vyandskap stel tussen jou en tussen die vrou en tussen jou saad en haar saad. Jy sal hom in die hagskiem byt en hy sal jou kop vermorsel. Het 'n vrou saad? Nee. Hy sê pertinent tussen die slang se saad en tussen die vrou se saad. 'n Vrou dra nie saad nie. Wie is gebore uit 'n vrou wat nie ontvang is deur manlike saad nie? Jesus. Jy sal hom in die hagskiem byt. Hy het hom laat kruisig. Maar daardeur sal jou kop vermorsel. Honderde messiaanse profesie. Ek wil bietjie eendag ingaan, ek wil bietjie alreeds messiaanse profesie so 'n bietjie vir julle wys hoe Jesus dit vervul. Dis amazing, die fynste detail. Die fynste detail. En weet julle, Jesus wys vir hulle. En hy wys hulle het 'n totale wanverstaan gehad van wie hy is. Hy het van Moses en al die profete af hulle uitgelê en al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Hulle het 'n verkeerde mentaliteit gehad van Jesus. Hulle het 'n verkeerde verwagting gehad van wie die Messias moes wees en wat hy moes doen. Nou wat leer ons uit daai les uit vandag? In die eerste plek is wanneer ons twyfel in ons lewe, of ons seker is oor goed wat besig is om te gebeur en wat die Here mee besig is in ons lewe. En dit maak nie altyd sin nie. Maar kyk, ek weet nie van julle nie, maar vir my maak altyd nie alles so lekker sin wat die Here doen nie. Maar ou baie keer wonder, Here, hoekom gebeur dit? Hoekom laat jy dit toe? Moenie 'n ervaring gaan soek nie. Spandeer tyd in die woord en bid vir geopende verstand. Jy gaan jou antwoord in die woord kry. Jy sien, want Jesus vat hulle dadelik terug na die woord toe. En hy gaan wys vir hulle in die woord wat mis hulle. Hulle mis 'n punt. En hy gaan wys dit vir hulle. En net so kan ek en jy baie male in 'n situasie kom, in 'n omstandighede kom. Weet jy wat? Jesus het nie aan hulle 'n kragtige nuwe openbaring gegee nie. Ek voel hierdie openbaring. Hy het nie dit gedoen nie. Hy het nie vir hulle gesê, ek bring vir julle 'n new revelation nie. Hy het nie gekom en vir hulle tekens gegee en wonderwerke gedoen nie. Hy het hulle teruggevat na die woord toe. Want die woord gee vir ons 'n objektiewe opinie en 'n objektiewe siening van wat besig is om te gebeur. En die woord het die waarheid geleer oor wie die Messias is. En ons jaag baie male 'n ervaring. Wanneer ons nie verstaan wat in ons lewe aangaan nie, dan is ons baie geneig om vir die Here te vra vir 'n teken, en ons wil soek tekens, ons soek ervarings, ons soek 'n gevoel. En ons soek 'n teken, en ons hardloop agter hierdie ding. O, Here, laat my net voel, laat my net maak dit van, Here, ek wil net 'n tekentjie sien. Here, as daai duif nou op daai tak gaan sit, gaan ek nou weet. Jy weet, net soos met Gideon wat hy gemaak het. Met jou lak skiet hulle nog die duif af met 'n pellet nog voor dit op die tak gaan sit. Jy verstaan wat ek vir jou probeer sê? Ons soek na verkeerde tekens. Wat het Jesus gesê? Die Jode soek 'n teken en die Grieke soek wysheid. Hulle soek filosofie, hulle soek mense wat alles uitredeneer van God. Jesus vat hulle terug na die woord toe. Weet jy wat, ons verstaan baie male dinge in ons lewe verkeerd. Ons verstaan baie male omstandighede in ons lewe verkeerd. Ons verstaan baie male dinge wat besig is om te gebeur in ons lewe verkeerd. En ons sien nie eintlik raak waarmee God besig is nie. En ons verstaan nie altyd waarmee God besig is nie. En dis wat die woord doen. Die woord sal vir jou clarity gee. Die woord sal vir jou 'n bietjie helderheid van verstand gee as jy vir die Here vra. Here, wat is besig om te gebeur? En gaan soek die antwoord in die woord. En jy gaan sien, God is besig om met jou op pad te stap.
Hy's besig met jou, net soos met Jesus. Hy het 'n doel gehad, God het 'n groter plan gehad, iets wat die mensdom nie verstaan het nie. God se plan was groter as wat enige iemand kon indink, enige iemand kon verstaan. Hulle het dit 'n verlossing gesoek van die Romeinse owerheid. God het die mensdom gered daardeur. Amen. En hulle het dit nie verstaan nie. En Jesus vat hulle terug na die woord toe. Kom ek wys vir julle. Julle mis iets. Moenie raak sien wat jy wil raak sien nie. Soek God se hart. Soek God se hart in die woord. Nie net jou omstandighede nie. As jy God se hart in die woord gaan vind, sal jy antwoorde kry vir jou omstandighede. Mense soek vandag 'n vinnige oplossing of 'n belewenis. Weet jy waar gaan jy God vind? As jy hom soek. Wie soek, sal vind. Wie klop, sal oopgemaak word. Gaan sonder af, gaan in jou binnekamer, gaan bid jou Vader wat in die verborgenis sien. Gaan na die woord toe. Here, openbaar aan my u hart. Vind God se hart, dan gaan jy sy hand vind. Hoor wat ek vir jou sê. Ons soek baie maal net die hand van God en nie die hart van God nie. En ons gaan na die volgende gedeelte kyk. Daar in vers 28 en vers 29 sê hy, daarop kom hulle naby die dorp waarin hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wil gaan. Hy het dit gedoen met 'n rede. Hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. Hier sien ons iets pertinent. Jesus het gemaak asof hy aan wil gaan. Hy wou by hulle ingaan. Maar hy het gemaak of hy wou aangaan. Hy het hulle reaksie getoets. Hulle het by Jesus aangedring. Hy wil hulle toets om te sien of hulle hom werklik by hulle wou hê. En hulle hou by hom aan, Here, kom by ons, kom bly by ons. Hulle het hom nie herken nie, maar dit moet ook ons mentaliteit en houding teenoor die Here wees. Ons is ook veronderstel om te bid, dat ons in Christus woon, dat ons in Christus kan wees, en sy woord in ons. En ons sien dat Jesus toe nou gesê het, nee, hy gaan aanbeweeg, en hulle sê, kom bly by ons. En hy het ingegaan. Toe hulle hom innooi, het hy ingegaan. Maar die vraag wat jy vir jouself moet vra is, wil jy werklik Jesus in jou lewe hê? Wil jy werklik Jesus in jou lewe hê? Is hy werklik welkom in jou huis, of gaan hy so bietjie jou huishouding omkrap? Weet jy, as jy maar gewoonlik mense innooi in jou huis in, ek weet, ek is seker maar die enigste een wat dit doen. Dan is daar altyd so 1 of 2 vertrekke wat sy deure jy toe trek. Maar die vertrek is nie so aangenaam vir die publiek om te aanskou nie. Hy is of de mekaar, of alles wat, of gewoonlik, ek weet ook, ek is die enigste oor dit, en julle doen nie sulke goeders nie, so ek bely nou maar my sonde. Maar, gewoonlik as iemand wil kom kuier, dan gryp jy alles wat jy kan kry, jy gooi dit in die naaste vertrekke wat jy kan kry. En trek jy deur toe. En jy druk oral alles in, jy soek vir 'n week daarna na daai ding wat jy iewers ingedruk het. Ja, ek weet, is dit ek alleen wat dit doen. Maar jy sien as Jesus in jou lewe inkom, as jy 'n bietjie in jou huis innooi, gaan daar 'n bietjie vertrekke wees wat hy nie moet sien nie. As jy 'n bietjie vir hom wil wegsteek. En nie so 'n bietjie in orde is nie. Gaan 'n bietjie jou lewe kom omkrap, gaan jy jou bietjie gaan jy 'n bietjie skuldig voel of skaam voel ry in vertrek wat so die mekaar is. Julle wil nie in my ateljee inloop nou nie. Ons is maklik om te sê, ons wil hê Jesus moet by ons bly.
Bedoel ons dit werklik? Bedoel ons dit werklik? Jy sien, dis die ding, Jesus het gemaak of hy wil verbygaan. Of hy wil aanloop. Eintlik wou hy gehad het, hulle moes hom nooi. Maar toe hulle hom innooi, wat doen hy? Hy het gegaan. Jy sien, Jesus het met hulle woord gedeel op die pad. Hulle het nie besef is Jesus nie. En hulle wou meer gehad het. Hulle wou meer gehad het van dit wat hy met hulle gedeel het op die pad. Hoeveel wil jy van Jesus hê? Hoe gretig is jy regtig om meer van hom te weet? Om dieper in hom te groei? Om hom meer en meer en meer te soek? Hoe graag begeer jy om hom net deel van jou lewe te hê? Weet jy sien, meeste van die kere soek ons Jesus maar net in ons lewe om 'n probleempie op te los. Ons soek sy hand. Ons soek hom nie regtig in ons huis nie. Jy sien, as die probleempie opgelos is, dan dan kan hy maar weer gaan. Maar kyk wat gebeur, toe hulle nou Jesus innooi, het hy na hulle toe ingegaan. Nou hoor wat sê die woord van die Here, daar in Jakobus 4 vers 8, hy sê nader tot God, en hy sal tot julle nader. Hoor wat hy sê, nader tot God, en hy sal na jou nader. Sê gou vir my, wie moet die eerste move maak? Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Jesus gaan toe in, daar vanaf vers 30 en 31, hy sê, en toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. Nou hierso is iets baie pertinent in hierdie versie wat hier gesê word. Hier word eintlik baie dinge hier gesê. Let op wat hier gebeur. In Openbaring 3, dan vers 20 sê die woord van die Here vir ons. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, ek sal ingaan na hom en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Let op wat daar gebeur het. Krijg jy die prentjie in jou kop. Jesus het ingegaan en aan tafel was, het hy die brood genoem. Ons sien hierdie prentjie uit ons perspektief uit. Hoe ons gewoonlik maak. Mama, gryp gou na vir jou KFC burger en kom sit hier op die tafel en kom vir die TV. Dis ons besal hier vir die TV. In daai tyd het dit nie so gewerk nie. In daai tyd was om saam te eet 'n baie intieme ding. Jy sal in die Bybel lees byvoorbeeld met die laaste Pasga, lees jy van Johannes wat op die bors van Jesus gelê het. Dan sê mense, hoe het dit nou gewerk? Die manier hoe hulle geëet het, was nie soos ons kry altyd hierdie prentjie soos Leonardo da Vinci, met daai lang tafel en almal het so by 'n tafel gesit en dis nie hoe dit gelyk het nie. Die tafel was 'n laattafel. Hulle het nie op stoele en goed gesit nie, dit was 'n laattafel en hy was in 'n U-vorm gemaak. So die tafel was so U-shape gewees. En hulle het eintlik in Engels sê ons hy reclined. Hulle het as hulle gaan sit, het hulle nie gaan sit sodat ons nou sit nie. Hulle het eintlik gaan lê. Dit was 'n posisie van waar hulle gaan rus het. Dit was 'n rustende posisie. Dis wat hy praat van Johannes, dat hy op die bors van Jesus gelê. So hy het teen aan hom gelê. Maar dit was in 'n rustende posisie. En gewoonlik die gasheer of ek wil sê die persoon wat die ete aanbied, die middelpunt van hulle almal was in die middel gewees ensovoorts. En selfs die posisies op die tafel het 'n spesifieke betekenis gehad, 'n plek waar hulle gesit het. En dit was eintlik 'n baie intieme en persoonlike ding. In 'n baie ontspanne manier, maar hulle sou nie, dit was nie 'n ding van, ons kom en ons eet gegaan, daar gaan jy nou uit by die deur en bye-bye nie. Dit was, jy het gerecline, jy het geontspan, jy was rustig, jy het intiem verkeer met die mense
om jou. Dit was soos 'n groot kuier. Dit was soos fellowship. Dit was soos diepte. Dit was nie net ons pik en gaan nie. Jy weet? Sien wat ek sê, die lewe het quick geword vinnig. Ons het takeaways. Jy het nie daar 'n brakkie sakkie gekry nie. Jy daar geëet en as jy gaan slaap jy en as jy weer klaar eet, eet jy verder. As jy wakker word, eet jy verder, dan gaan slaap jy weer, dan word jy wakker en eet jy weer, dan slaap jy weer. Jy dis hoekom hulle so gelê het. Dit was 'n hele proses. En weet julle wat? Let op wat gebeur. Jesus breek die brood. Jesus breek die brood. Dit was nie die eregas wat die brood moes gebreek het nie, maar die eienaar van die huis. Jesus breek die brood. Wat sê, hulle het vir Jesus die brood gegee en hy het dit gebreek, sonder dat hulle dit eers besef. Hier kom Jesus, hy breek die brood, en hulle het dit aan hom oorgegee. En hy moes nie die brood gebreek het nie. Dit was die eienaar van die huis se doel om die brood te breek. En eers toe hy die brood gebreek het en aan hulle gegee het, toe is hulle oë geopen. Toe hy hulle eers laat sien wie hy is. Hoekom? As jy Jesus wil sien vir wie hy is, gee jou hele lewe oor aan hom. Totaal en al. Gee jou huis, jou besittings, jou finansies, jou huwelik, jou besigheid, jou werk, gee oor aan hom. As jy oorgee aan hom, word hy die eienaar van die huis. En hy sal die een wees wat die brood breek en jy sal die eregas wees. Jesus moet weer die hoof van ons huise word. Hy moet weer die hoof van ons huwelike word, die hoof van ons finansies word, die hoof van ons besighede word, die hoof van ons werk word, die hoof van ons skole word, die hoof van ons kerke word. Dan sal ons hom sien vir wie hy werklik is. Dan sal ons verstand geopen word. Want weet jy wat is die probleem? Jesus is nie op sy regmatige plek nie. Want iemand anders is in bestuur van sake. En toe hulle oorgegee het aan hom, is hulle oë geopen. Daar in vers 32, wat het gebeur? Hulle sê toe vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat, en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Jy sien, die manier hoe Jesus het gedoen het, het iets in hulle brandend gemaak. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug, en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het, by die breking van die brood. Hulle gaan loop daai 7 myl terug, Jerusalem toe, in die donker, gaan hulle terug. En hulle gaan vertel vir hulle, dis die waarheid, hy lewe. Maar die rede kom hulle teruggegaan het, hulle sê vir mekaar, was daar nie iets brandend in ons gewees, toe hy met ons die woord gedeel het nie? Wat was dit? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Moenie die Heilige Gees verwerp in voorbereiding tot jou getuienis nie. Hoor vandag wat ek vir jou sê, hulle het 'n getuienis gehad, wat hulle moes gaan gee het. Moenie die Heilige Gees, op pad soontoe die Heilige Gees al met hulle begin werk, sonder dat hulle besef het. Iets was in hulle brandend. En weet jy wat doen ons? Ons blus gewoonlik die Heilige Gees uit. In daai tyd wanneer dit brandend in ons is, wanneer ons weer die Here stap met ons op pad, wat doen ons? Ons blus hom gewoonlik uit. Wanneer ons wil lei, ons blus hom uit. Wanneer ons leer, ons blus hom uit. Ons volg ons eie koppe, ons doen ons, en wat gebeur op die einde van die dag? Ons belemmer ons getuienis. Die Heilige Gees lei ons, hy leer ons, hy berei ons voor op dit waarvoor die Here ons voorberei het.
Die Here het ons geroep vir 'n doel, vir 'n rede. Weet jy wat, jy's nie hierso dit gebore net omdat jou ma en jou pa een aand 'n oepsie gehad het nie. Jy is gebore met 'n doel en met 'n rede. Amen. En die Here het 'n plan met jou lewe. Maar jy moet in God en in die woord bly, om die vuur van die Heilige Gees lewend te maak, en lewend te hou in jou lewe. Hy moet in jou huis wees, jy moet oorgegee wees aan hom. Hulle het 7 myl teruggeloop. Jy sien, voordat hulle tot die getuienis kon kom van wie Jesus was, dat hulle oë geopen was, moes die Heilige Gees hulle harte voorberei het. Want hulle het 'n verkeerde mentaliteit van hom gehad. Hulle sou nooit geglo het en hom nooit raak gesien het dat hy die Messias is, dat hy die dood het opgestaan het, as hulle hart nie voorbereid was nie. Hy het eers homself aan hulle geopenbaar toe hulle hart gereed was om dit te ontvang. Wil jy Jesus sien in jou lewe? Wil jy die openbaring van sy krag sien? Wil jy die Heilige Gees se werk in jou lewe sien? Wil jy Jesus raak sien? Praat dan nie, julle verstaan wat ek daarmee bedoel. Die Heilige Gees berei jou voor, want jy het 'n roeping. En Jesus verskyn, net, let op toe daai lot terug is in Jerusalem. En hulle vertel vir hierdie disippels wat gebeur het. Ewe skielik hier staan Jesus in hulle midde. En hy sê vir hulle, vrede vir julle. En ek wil hê jy moet nou oplet wat hy sê. Ek wil gou daai gedeeltjie vir julle gou net lees. Ek het dit gou so in die Bybel. Hulle het verskrik en baie bang geword, gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, en hy sê, voel hom, hy gee vir my die goed om te eet, en hy doen dit, nee. Maar let op wat hy vir hulle sê. Hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan. So hy sê vir hulle, dis die evangelie. Hy sê, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Wat was hulle roeping? Wat was hulle roeping? Hulle moes dit gaan vertel het. Hulle moes bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig aan al die nasies. En hy sê, en julle is getuies van hierdie dinge. En hy sê, kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Wat se belofte? Die Heilige Gees. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Jy sien, hulle moes hulle harte voorberei. Hulle moes voorbereid wees om die Heilige Gees te ontvang. Yes. Hulle moes die regte mindset kry. Wil jy die Heilige Gees beleef in jou lewe? Change your mindset. Sure. Change your mindset. Die Heilige Gees berei jou voor. Dit waardeur jy nou gaan, jou Emmauspad wat jy nou loop, wat jy nie raak sien wie Jesus is nie, is jou voorbereiding op jou getuienis. Jy sien hom nie nou raak nie. Jy's verblind. Laat hom toe. Laat sy woord deur die Heilige Gees jou hart voorberei. Gee aan hom oor. Nooi hom in jou lewe in. En hy sal jou terugstuur met 'n getuienis. Amen. Jy's geroep om 'n getuie te wees van Jesus. Ons is geroep om die evangelie uit te dra. Dis die enigste opdrag wat Jesus ons gegee het. Dis wat hy wou gehad het ons moes gedoen het. Die vergewing van sondes, bekering, gaan preek dit. En jou lewe wat jy beleef, jou stryd waardeur jy gaan, jou battles wat jy fight, weet jy wat? Daar's ander wat dit ook deurgaan. En Jesus stuur jou na hulle toe. Hy stuur jou, sê, gaan getuig van my. Gaan vertel vir hulle ek lewe. Gaan vertel vir hulle ek het opgestaan uit die dood. Gaan vertel vir hulle
Ek lewe. Die graf is leeg. Ek bid van harte dat die Here homself in jou lewe aan jou sal openbaar. Ek bid dat die Here jou sal wys wie hy is. Dat jy hom sal leer ken op 'n manier so wat jy nog nooit gedink het jy sal hom leer ken nie. Ek bid dat die Heilige Gees jou lewend maak, brandend maak vir Jesus. Ek bid dat die woord vir jou lewend gaan word, dat jy Jesus raak sien in alle omstandighede. Maar net soos met Jesus gesê het, sê ek vir julle ook, ek bid vir die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, om julle te vervul. Amen. Kom ons lê daar. Vader, ek sê vir U vanaand baie dankie, Here, dat U met ons elkeen 'n pad het om te stap. Ons elkeen is op 'n Emauspad. Dinge maak nie altyd vir ons sens nie. Dinge maak nie sin nie. Partykeer, Here, sien ons U ook nie raak nie. Maar ek wil bid vanaand, Here, dat U elkeen van ons sal voorberei deur die Heilige Gees, deur U woord, dat ons lewe aan U sal oorgee, dat U Uself aan ons ook sal openbaar. Here, tot 'n getuigskrif van U. Ek loof en ek eer U, Here Jesus, dat U uit die dood uit opgestaan het, dat U die dood oorwin het, sodat ons in oorwinning kan wandel. En ons kan getuig vandag, Jesus leef. Heilige Gees, sal U vanaand hierdie woord in ons harte seën, en sal U ook die naprediker wees van hierdie woord, en sal U hierdie woord lewend maak in ons harte. Dis my gebed vanaand. Amen.